Vandag vier ons Hemelvaart. Wat sekerlik nog altyd vir my een van die mees vreemdste dae was op die kerkkalender. Paasfees verstaan ons, Kersfees verstaan ons, Pinkster ook, maar Hemelvaart is nog altyd so effe weird vir my. Nee? Ek wil nog uitnooi dat ons saam luister na Handelinge 1, maar voor dit kom ons bid al saam. Here, op hierdie Hemelvaartsdag bid ons dat U tot ons harte sal spreek. Dat U deur die Gees die woord vir ons sal oopbreek, dat ons U stem sal hoor. Dat U ons sal vorm en belei in Nova. Wees met ons, Here, waar ook ons is vandag, by die huis, werk, pad, en ons heen. Mag ons bid dat U met ons is. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Handelinge 1 uit. Na sy dood, Jesus se dood, het hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede hulle verskyn en met hulle oor dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wie die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel staan en kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê te vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover ons kan lees op toe. Dit is so maklik om in die detail vasgevang te raak van hierdie hemelvaart vertelling van Lukas. Om te wonder presies hoe dit gebeur, wat is die detail gewees, hoe vinnig het iets opgevaar, wat is die tipe wolk was, wat het van sy plakkies geword hy op is, en kon ons steeds sy velvoete sien na die trein. Het hy gewaai, was daar nog 'n woord? En is so maklik om ons die disippels bly opkyk na hierdie vreemdheid van hierdie dag. En dalk soos hulle ook gevries staan, dalk bietjie verward, want moes Jesus nie nou eintlik sy koninkryk tot stand gebring het nie? Was nie nou die tyd na sy dood en opstanding dat hy sy ryk kom vestig het? En daar staan hom verslaan, kyk op na bo en wonder, wat nou? Wat moet nou gebeur? En dan is daar wending in die teks vir die 2 manne, die 2 engele wat langs hulle staan en sê, Galileërs, maar waarna kyk julle? Asof om te sê, in ons eie taal vandag, waarvoor wag julle? Wat is dit waarvoor julle wag wat nou volgende moet gebeur? Dit is amper komies, dit is amper snaaks, hoe hulle verontwaardig praat met die disippels, hierdie 11 wat staan op die berg, nadat Jesus dan nou weggeneem is van hulle. Dit kan so maklik vol vir die disippels, toe hulle gekyk het na Jesus wat wegvaar, opvaar in die hemel in, dat dit die einde van die storie is. Maar Jesus se hemelvaart is nie die einde nie. Dit is 'n nuwe begin. Dit is 'n nuwe begin, nie van Jesus wat so moed verloor het tot mensdom, maar Jesus
wat vertroue in sy volgelinge het om die mantel oor te neem. Soos Elia wat vir Elisa sy mantel oorgegee het as profeet, is Jesus besig om vir sy volgelinge uit te nooi en die bevel te gee om nou hulle eie roeping op te neem. Daar's 'n wending wat Jesus vir hulle sê, julle sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Hy gee hulle opdrag. Hy sê nie vir hulle in sy laaste oomblikke op aarde, wat ons dink is 'n belangrikste woord as 'n deel, om net die geloof in stand te hou, om net te wag vir die hiernamaals of vir die hemel nie. Hy sê nie vir hulle nie, hulle net kerk speel en mooi maak op mekaar nie. Jesus sê, julle sal my getuies wees. Julle wat miskien nou verward, verbaas, bietjie vreesagtig is, julle sal my getuies wees. Die kerk bestaan nie alleenlik vir ons om net te kan hemel toe te gaan. Ons bestaan want ons het 'n rol om te vervul, 'n roeping om uit te leef hier op aarde, om iets van God se koninkryk hierso tasbaar te maak. Ons is die teken, ons is die voorsate van die koninkryk van God. Daarom bely ons in die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk. Dit sê nie ek glo in my eie heilige private geloof nie. Daar's 'n gemeenskaplikheid wat so belangrik is binnekant ons verstaan van wat dit beteken om Jesus te volg. Die groot gevaar van hemelvaart, van ons godsdienst, ons spiritualiteit kan wees, ons hoofde lig na bo en kyk na die voete van Jesus, dat ons eie voete nooit in beweging kom nie. Dat ons nooit die hande en voete van Jesus is, sy liggaam, soos wat hy dit van die begin af bestem. Ons kan so maklik verval in 'n analysis paralysis. Praat oor die goeie dinge, dink oor die goeie dinge, kyk na die hemelse dinge en nooit self in beweging kom nie. Vandag nog steeds weerstaan die wêreld die heerskappy van Jesus. Vandag nog steeds vind ons geweld en onreg en eensaamheid, mense wat voel word nie gesien nie. Ons sien honger en leuns. En te midde van dit alles stuur Jesus sy kerk. Hy vertrou ons genoeg om te sê, ek handig my mantel oor. Nou is dit julle beurt om met die goeie werk voort te gaan, om op te daag in ons wêreld, om te werf vir geregtigheid, om met barmhartigheid te leef. Wat nie ekstras is van ons geloof nie, oulike sousies wat ons kan doen nie, dis aan die hart van die evangelie. Dit is die goeie nuus, om te staan vir geregtigheid, om die waarheid te praat, om hoop te bring, om mense raak te sien, om die eensaames in te nooi en deel te maak, om die liefde van God te beliggaam. Hemelvaart daag ons uit in die sin dat Jesus aan ons die roeping oorhandig het om sy liggaam te wees, om ons voete in beweging te bring en seker te maak dat sy liefde versprei in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Romeine 8 vers 9 en 10 skryf Paulus, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. As kerk word ons genooi, uitgedaag, om 'n sigbare teken te wees van die genade van God. Ons word uitgenooi om hemelvaart, dat ons Jesus se plek inneem, dat ons sy genade beliggaam, dat ons die hoop is wat die wêreld nodig het. En die crazy storie van alles is dat Jesus ons hiermee vertrou. Dat hy glo dat sy volgelinge bevrees, verward, dat ons as onvolkome mense die vermoë het om sy nuwe skepping te help bewerkstellig. Mag die Here ons genadig wees en mag die Here ons braaf maak
om meer en meer in hierdie roeping in te leef. Kom ons bid so. Here, met hemelvaart kan ons so maklik vashou van raak in die vreemdheid van dinge. Kan ons so maklik in kognitiewe gimnastiek verstrengel raak oor die ins en outs en die detail van die vreemdheid, Here, maar mag U in ons harte 'n oortuiging bring van ons eie roeping in die kerk en deur die kerk. Mag U vir ons wys waar en hoe U ons wil gebruik en waar ons die mantel kan opneem om U liefde, goedheid en skoonheid te versprei in ons werk. Maak ons braaf, Here. Hou ons nigter en waaksaam, dat ons die goeie werk kan doen waarvoor U ons geroep het. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag jy op hierdie Hemelvaartsdag herinner word dat Jesus in jou glo, dat Jesus jou vertrou om die groot werk te doen van om 'n nuwe skepping in die wêreld op te bring.